Hallo en welkom terug by Remoer, die podcast vir vars vrae in jou moedertaal. Baie welkom terug. Ons het hierdie week 'n opwindende episode want ons is 4 mense en nie net 2 of 3 nie. So dis nogal cool. Ons het vandag vir Danel en Lori op, hulle co-host saam met mekaar, Running with Scissors. Dit is ook 'n podcast. En hulle anders as ons is nie aanlyn nie. Hulle sit gewoonlik op 'n baie mooi pink bank en gesels. Net so klein bietjie oor hulle. Danel is die founder van Signature Avenue. Dit is waar sy die besigheid maak korporatiewe geskenke en hulle stel events saam. En haar agtergrond is in logistiek, customer experience en branding. En so klein bietjie oor haarself. Sy's mal oor enigiets wat met mense te doen het. Sy's baie kreatief en love fashion. En hoe meer klere hoe beter. As julle hulle podcast kyk dan sal julle dit ook sien. En dan Lori, sy is die eienaar van NVW The Label. Dis 'n slow fashion en sustainable klere brand. En sy glo dat klere moet mense confident en pragtig laat voel. Ek stem saam, Lori. Ek stem saam. Sy was 'n onderwyser en sy het toe nou net besef dat daar moet iets groter op buite wees en sy's baie passievol oor mense, travel en enigiets wat vir haar mooi is. So, ons gaan nie verder julle ophou nie. Alnika, skop ons af met 'n vraag asseblief. Cool. My heel eerste vraag is letterlik net, hoe het julle begin? Wat het julle maak besluit om 'n podcast te begin en ja. Okay, cool. Jy begin. Wel, eerstens baie dankie dat ons hier kan wees. Ja. Dit is vir ons baie lekker. So hoekom het ons die podcast begin? Ons het albei in die korporatiewe wêreld gewerk of Lori het obviously onderwys gedoen en ek het full on corporate gewerk en ons het altyd net gevoel asof daar meer daar buite is en dat ons soos eerder die kreatiewe soos ons kreatiewe passies wil volg. En toe ons altyd bedank, toe voel ons altyd asof daar nie regtig enigiemand is wat jy wat ons na toe kon hardloop en bietjie advies vir vra of hoe begin mens, wat is die volgende stapie. So toe besluit ons probeer daai soos ouers soos jy wees vir ander mense. Want ons het basically net soos uitgefigure soos wat ons gegaan het en gesukkel het. En. Ja. So dit was basically ons fokus geweest en dit is ons fokus met die podcast ook is ons probeer genuinely soos value add mense se lewens, soos mindset reg kry. Daai tipe goeders. So enigiets wat jy wil add, Lori? Ja, ek dink dit is maar net 'n baie complicated besigheidsjourney wat ons op was of is met ons beroepe. So daar's baie wat in dit gaan, daar's op en afs en ons wil net regtig eerlik praat met mense oor hoe dit voel. En goed dat ons deur gegaan het. Ja, the ups Ja, and downs dis and ons- everything in between, ja. En dis ek ons besluit om te doen wat ons doen en ons love dit. Ja. Ons geniet dit regtig baie. Ek dink ek en Alnika het soos ons is nou natuurlik, ons podcast is bietjie anders in die sin van ons het nie een spesifieke fokus nie. Ek weet julle praat nou natuurlik oor baie verskillende onderwerpe, maar Yes. ons het nie regtig 'n spesifieke fokus in die sin van ons help mense om value te add as hulle nuwe besighede begin nie. En ek dink dit is verskriklik belangrik want daar is baie klein besighede wat mense is jonk en obviously mense het nie ervaring daarin nie. As ek nou 'n klein besigheid gaan moet begin, dan gaan ek heel moontlik nie succeed nie want dit is vrek moeilik. Maar ek wonder, soos vir my en Alnika, die rede vir ons was, is ons het altyd, of toe ons op universiteit was, letterlik op die stoep gesit, so 'n lang houtbankie gehad. En dit was vir ons die lekkerste ding om daar te sit, laat aande, partykeer vroeë oggende, en net te sit en chat. En dit het vir ons gevoel of ons wil daai gesprekke met ander mense ook hê. Maar ek moet sê, vir my nou wat ek begin besef het, hoe langer ons nou met die podcast aangaan, want ons is nou by seisoen 3, so dis ek weet nie, ons het laas jaar omtrent hierdie tyd begin, ja, ons het hierdie seisoene gehardloop. Maar ons het laas jaar hierdie tyd omtrent begin, en wat ek mettertyd besef het, is, ek begin meer value aan myself add, as wat ek noodwendig aan ander mense dink ek bydra. Ek is seker ander mense vind dit ook valuable, maar vir my die belangrike ding nou is, hoe add dit value in my eie lewe? En ek het al menigte kere besef dat deur hardop oor goed te praat, voeg dit soveel mental clarity by my eie thoughts en ek begin meer confident raak oor die manier wat ek praat. Is dit iets wat met julle ook gebeur het? Voel julle of julle, soos wat julle meer oor julle eie probleme praat, comfortable raak met dit, comfortable raak met die struggle en meer half goed oor jouself ontdek? Ek dink ons het
ook al hoe meer besef dat ons deur dieselfde goed gegaan het. Yes. En wat dit dalk bietjie verskillend gelyk of verskillende tye, maar soos as ek nou vir haar sê, yes, maar ek het regtig so gevoel, ons praat oor die topic, dan sê sy soos, maar ons het so dieselfde journey geloop. Yes. En deur dit te praat, deur vir jou te sê hoe rou en seer seker goed was, die rou goed wat ons geleer het. Dit maak 'n mens net voel, ja, jy is nie alleen nie, Ja, 100%. verstaan dit beter. Ja. En ons het letterlik nou net gesit voordat ons opgekom het. Ja. Ons nou net gesit en praat oor hoe baie value dit vir ons add in ons koppe en soos die self-awareness wat saam met dit kom en die confidence wat saam met dit kom. Ja. Want is rarig net asof as jy in diepte oor iets praat, want ek dink soos ons praat byvoorbeeld baie oor topics wat almal weet, soos die mindset goeders waar ons chat of die whatever it may be, is baie van die goeders waar ons praat, is alles goeders wat mens weet, is amper net 'n reminder, en hoe dieper jy in dit ingaan, soos in die topic ingaan, hoe meer leer jy en hoe meer soos Presies. verander dit kind of net soos die manier hoe jou brein werk. So nee, dit is verskriklik baie, definitief Dit baie is. value in ons Elke lewens dag, geadd. ja. En baie keer sal ons oor topics praat wat nou relevant is. Dus dis goed wat ek en sy nou deurgaan of nou Yes. deur voel. En dan kom jy uit daai gesprek uit en jy sê okay. Ek voel beter, Ek voel ja. beter. Ja, nee, jy is 100% reg. Dit add baie value in ons lewens ook. Ja, verskriklik. Ek wonder, soos, is dit vir julle moeilik om partykeer, want obviously ons is nog 'n redelike klein podcast en dit gaan nie vir ons oor, dus dit is lekker obviously, ons is raak nog steeds baie opgewonde as ons hoor, as ons sien, ek het nou hierdie week 80 followers, dus dit is lekker. Ja. Maar is dit vir julle nog steeds 'n bietjie frustrerend partykeer? Voel julle of julle met die void praat of het julle soos 'n redelike active groep mense wat saam join? Ek het nou al gesien julle het 'n hele paar mense opgehaat wat praat oor hulle soos klein besighede wat julle opkry en dan letterlik vir hulle vra om 'n segment te doen. Dink julle dit help om soos bietjie mense te connect met die buitewêreld of raak julle vasgevang in podcast mind? So ek dink 100%, ek dink soos elke nou en dan raak mens bietjie frustreerd, veral soos met die episodes wat jy baie moeite insit en dan kry jy nie noodwendig soos die engagement wat mens wil hê nie. Ja. En of die episodes wat ons baie opgewonde oor is en dan is ander mense nie noodwendig super opgewonde oor dit nie. En dis okay, soos ek dink ons het almal verskillende soos goeders waaroor ons excited raak en dis okay. En ook die podcast wêreld is vir my interessant in the sense waar jy met amper soos lekker, hoe kan ek dit stel? Soos 'n portfolio opbou. Ja. Want as ek 'n podcast gaan soek vandag wat ek wil luister, gaan ek scroll en ek gaan deur klomp verskillende podcasts gaan en ek gaan een kies wat nou vir my relevant is. En ek dink dit maak dit ook meer bearable om te wees. Soos okay, my podcast wat ons hierdie week gelunch het nie noodwendig great gedoen nie, maar ek weet maybe doen hy baie goed oor 'n rukkie as soos daai topic trend, you know. Ja. Ek dink die ander ding wat ek het sê, daar's twee goed wat ek dadelik aan dink is. Ons het van die begin af het ons gesê ons is in die podcast game baie vroeg voel ek in Suid-Afrika. Ek dink dit is nog 'n boom wat gaan kom in Suid-Afrika of dit is wat ons persoonlik voel. So jy weet, ons weet, ons is 'n bietjie dalk voor vir so dit soos Ignite. Yes. En so ons het gesê ons is in dit vir die long run, ons gee onsself x hoeveelheid maande om dit te laat doen. So ek dink dit help ons baie. Ja, Soos kop- definitief. Want En ons positief te bly want ons weet ons is nog nie daar nie. Ons is nog nie by ons doel nie. ja. Maar ons is ook baie bevoorreg met soos baie goeie vriende en familie wat soos elke nou en dan net 'n foto stuur van hulle wat dit luister of hulle wat dit doen. En dit is soos okay, daarom al is dit nou mense wat jy ken, dit is net lekker om te sien. Soos jy sê dis lekker soos om net te sien okay, iemand aan die ander kant luister. definitief, Verstaan? ja. Dis nie net ons wat met 'n kamera praat nie. Ja, 100%. En ek Evenal is dit, sorry ek net sê, evenal is dit my ma wat elke keer kyk. Letterlik. Dis my so lekker. Ek sê so ja. As sy vir my, sy het byvoorbeeld ek het vanoggend by haar gaan kuier en toe sê sy het gister die podcast geluister en sy het ietsie nuuts geleer. En dit maak my hartjie net Ja, so dis bly. okay, dankie mamma. Maar die ander ding is ook, ek dink omdat ons so amper niche is, ek is redelik gemaklik daarmee dat ek weet soos ons gaan nie die grootste podcast of soos you get what I'm saying. Soos ons gaan nie die grootste daar buite wees nie en dis okay. Solank as ons die mense soos reach wat die boodskap voor is en ons value kan add in 'n small business owner of iemand wat net soos bietjie meer kreatief wil wees, ek's happy daarmee. So dit hoef nie 'n massive podcast te wees nie. En ek dink daarna hou ek vas, solank as wat die regte mense dit hoor,
is dit die moeite werd. Ja. Maar jy is reg, dit raak frustrerend definitief. Ek dink perspektief hou is baie belangrik. Nee, Maar dis ook lekker, ek seker met julle ook, soos wanneer sy frustreerd raak vir Sean, kan ek hom motiveer en dan andersom, soos jy weet, jy kan bounce off each other. Yes, Ja. 100%. Ek het gewoonlik die een wat frustreerd raak en Annelie is gewoonlik die een wat gaan nee man. Maar as julle môre nie luisteraars meer het nie, sal julle nog aanhou met julle podcast en ja, is dit vir julle dan die moeite werd of ja, ek weet nie eintlik hoe om daai vraag te vra Ja. anders as dit nie. Ek dink ek en Danel is ook, ons is baie like-minded en ons doen hierdie verrede, ons is 'n baie unieke journey Yes. in ons lewe en ons besef dit. Maar ons weet daar's 'n doel met ons lewe en 'n doel vir wat ons verwerk en dis dalk net nie duidelik vir ons op die oomblik nie. Of dit is om met iemand te connect of vir mense iets te wys of whatever, ons weet nie. So ek dink ons sou aangaan het, want ons is baie passievol oor soos ons lewe en met die hoop dat dit gebruik gaan word vir iets groter. Yes. En ons volg blindly, maak nie saak wat nie. Ja, nee, 100%. En ek dink ook, soos wat ons nou gesê het, soos dit add vir ons soveel value in ons eie lewens en dit add soos daai extra self-awareness dat ek dink dit bly vir ons die moeite werd en selfs al is dit net die feit dat ons geforseer is, nie dat ons geforseer is nie, maar dat ek weet ek het 'n afspraak met my beste vriendin 1 keer 'n week. Dis great en ons kan letterlik net soos chat en net van en dit is ook net soos daai regtig soos okay, ek het 'n stresvolle week, maar ek weet ek gaan nou vir 'n uur lank met Lori sit en gesels. Ja. En dis fantasties en dis die moeite werd. Dit kan voel so vir my ook en wat snaaks is ek en Anlo werk saam. Ja. Wow, okay. Maar ons het eers onlangs saam begin werk en ek dink aan die heel begin omdat ons heeltyd saam gebly het in dieselfde studentehuis en toe wegtrek van mekaar af, was dit nogal eintlik 'n groot shift geweest want jy sien elke dag jou ander soos die persoon wat baie naby aan jou is en ewe skielik soos is dit nie net daar nie en dis nie dat die presence nie net daar is nie, dis dat letterlik die persoon wat partykeer as jy soos jy nou gesê het dan al 'n moeilike week het wat daai bietjie jy kry net jou gedagte van goed af. Jou gedagtes travel bietjie na 'n ander plek toe en dit bring bietjie perspektief en ewe skielik is dit ook al weg. En dit is nogal lekker om te weet jy wat, okay, ek het 'n scheduled time om te sit en te gesels en bietjie te ontlaai en ek voel baie vandag dink ek skuldig wanneer die weke te besig raak dat mens nie tyd maak om te reflect nie. En hier is my baie goeie manier om dit te doen. Dis my lekker manier om te sit en te sê, weet jy wat, iets waaroor ek dalk lanklaas tyd gehad het om te dink, of in hierdie geval letterlik nog nooit eintlik tyd gehad het om te sit en dink oor hoeveel ander mense wat ook 'n podcast het nie. Dit is my baie lekker om net te sit en te weet, of met 'n objektiewe mind ook in dit in te gaan en te weet jy wat, ek kan nou iets by ander mense gaan leer, wat ek nooit sou ontmoet het nie, want what's the odds of us ever meeting? Wat ek nooit sou ontmoet het nie, en iets by julle ook leer. Dis vir my so lekker, en in daai manier het die podcast regtig vir my, en ek weet ek praat veral nie as ek hierdie sê, so baie waarde ge-add. Ek wonder, is daar iets wat julle al agtergekom het, wat, ek weet julle sê nou byvoorbeeld, julle is baie gefokus op klein besighede, maar het dit julle 'n nuwe waardering gegee vir ander mense se struggle ook? Ek weet dis baie keer moeilik om deur jou eie goed te werk en jy het jou eie staf, dit is daar. Maar partykeer het mense heeltemal ander struggles en dit gee mens dalk net 'n bietjie perspektief en waardering vir hoe moeilik mense daar buite kry. Ek bedoel nie noodwendig so swaar kry in homelessness nie, dit ook, maar ek bedoel letterlik soos emosionele mense kry swaar. En ander mense het nie altyd hierdie platform om op te praat nie. Is dit iets wat julle waardeer uit julle podcast uit, of is dit iets wat nie regtig opkom in daai tipe niche veld wat mense het nie? Ek dink definitief. Ek dink ook dit bring amper gevoelens op in jouself wat jy nie geweet het bestaan nie. Waardeur jy skielik werk, wat baie interessant is. Maar 100%, ek meen vir ons season 2 het ons 'n Small Business of the Week gedoen byvoorbeeld. En
wat ons soos 'n segment gehad het wat ons oor hulle gepraat het en 'n bietjie van intro gedoen het en dan 'n paar social media posts oor hulle gedoen het met 'n bietjie awareness te bring. En dit was vir my baie interessant om te sien soos hoe baie value dit add vir sekere van die besighede en ook soos hoe baie hulle dit waardeer. So dis baie special om ook net te besef soos ons is nie alleen nie. Ek dink ook soos dis 'n goeie reminder vir ons gewees in ons besighede separately om te wees soos jy weet ons voel baie keer asof ons soos very much alleen is, alleen sukkel. Ons is freaking mal. Ja. Maar dis is 'n goeie reminder gewees. Dit is nie eintlik soos daar's baie besighede daar buite. Ons almal probeer eintlik net ons bes. En soos don't be so hard on yourself. Ja. En dit was ook vir my ek het byvoorbeeld vir een van ons Small Business of the Week gedoen, het ek 'n vriendin uit dit uitgemaak basically. En sy gebruik my nou amper soos 'n mentor elke nou en dan wat vir my baie special is. Want dis soos ek is so dankbaar dat jy so baie waarde in my sien en ek kan jou help om jou besigheid soos te kry tot op 'n punt. Which is very very cool en ek dink soos dis net special om te sien hoe ons actually 'n verskil kan maak, selfs al is dit net deur ons eie probleme te share met die wêreld. Ek dink die ander deel van dit is ons het besef hoe bevoordeelde posisie ons is om te kan ons werke los en ons creative passions gaan pursue. En dit is 'n massive wat is dit? Massive voorreg, dat is hy. 'n massive voorreg om dit te kan doen. Yes. Wat baie mense is, ons het al 'n paar mense gehad wat ons luister wat wens hulle kon en wat graag daai leap wil vat en net nie kan nie. So mense waardeer ook waar jy dan is en jy probeer maar soveel as wat jy kan waarde in hulle lewe verstaan soos deel wat ons geleer het en dalk as hulle eendag daai gap kan kry of weet die jump kan Dan het vat, hulle die kennis. dan het hulle kennis of het hulle die guidance. Maar ja, Ja, dis waar, ja. dit was groot. Ja. Obviously julle het nou al hierdie goeie dele van die podcasting julle besighede en klink asof julle baie goeie feedback kry van mense buite. Maar obviously julle moet kritiek kry. En wat is van die kritiek wat julle kry en hoe hanteer julle hierdie kritiek? Ons het nog net 'n bietjie gekry. Maar dit was harsh. Dit was baie harsh. Dit was nie sag nie. Ja. So ek moet sê soos ons het letterlik al een hate comment gekry op Instagram en een hate comment gekry op YouTube. So Ja. dis regtig soos ons is Dis nog heel baie veel baie. klein. Dis en soos is glad nie baie hate nie. Maar ek dink die Here weet ons moet nie meer kry op die oomblik. Ja, nee. Baie sensitief gewees. Ons het dit baie persoonlik gevat. Ja, ons het Ons sal gaan kyk waar daar 'n gap is in 3 of 4 episodes waar julle nie release het nie. Nee, 100%. So ek dink soos ek het actually die hate comments sien deurkom van die YouTube channels geknik aan my of aan ons Ja, e-mail, ja. maar ek kyk meer na die e-mails wat Lori doen. So ek het dit dadelik gesien en ek was so ontsteld. Ek was verskriklik ontsteld want basically was dit soos 'n full attack op alles. Op basically soos ons hele doel met die podcast en dat En ek dink- basically wat hulle was besig om te sê dat ons nie dit doen nie en dat ons eintlik soos mense afbreek. Sorry. Nee, ek wil net sê soos ek dink ons het waardering vir soos nie almal gaan ons podcast luister en nie almal gaan hou van wat ons sê nie. Soos dis fyn. Ons gee regtig nie om dat mense nie saamstem nie. Hierdie was nou net baie spesifiek soos It's very attacking. op wat ons wil doen het hulle soos teen gepraat en my ekskuus gaan. Ja, exactly. So ons het dit baie persoonlik opgeneem want ons het gevoel asof ons basically nie besig is om te bereik wat ons wil nie. Of dat ons besig is om te kommunikeer presies teenoorgestelde van wat ons probeer kommunikeer. En toe was ek baie ontsteld vir 'n klein rukkie gewees. En toe gaan luister ek actually na die podcast van daai spesifieke episode waarop hulle gekomment het en toe besef ek, weet jy wat, hierdie is dalk 'n opinie. Ek kan nie verstaan waar hulle dit gekry het nie. So eintlik dis fyn. Ek gaan dit nie persoonlik opneem nie. Lori het die comment baie later eers gesien toe ek al vertel daarvan. En toe sy nie happy nie. Maar ek dink soos dis deel van die proses. Ja. Dis okay. Dis great for engagement. So Exactly. Any Dis publicity is good publicity. ja, maar Wel, ek dis wil net moeilik. noem Ekskuus, soos- ja. kritiek gebeur met almal. Ek met 'n kunsgeskiedenisgraad en ek werk vir 'n non-profit, non-profit wat
hulle eie nuusblad het en toe ek my eerste nuusding geskryf het, was of my gesê dat ek nie slim genoeg is daarvoor nie. So Oh my goodness. maar soos kritiek gebeur en Yes. mense ding? sien net wat jy vir hulle wys. So dis maar sien, nie dis die ding, dis ekskuus. Dit is soos ons is so oop vir kritiek en soos dat mense opposing opinions het. Ek glo ons het opposing opinions baie keer. Dit is net soos ek dink dit raak persoonlik wanneer dit net lelik voel. Soos wanneer dit voel daar's geen back by nie, maar soos jy sê, dit is soos dit gebeur en mense het nou maar sê wat hulle wil sê en perfek te veel tyd op hulle hande en so. Ja, ek dink op die ou einde van die dag besef ons ook net, party mense is suur en hulle is hartseer en dis okay. Dit beteken nie ek hoef suur en hartseer te wees as jy lelik is met my nie. Ek is dalk net 'n happier mens en dis okay en ek is jammer vir jou en ek sal vir jou bid. You're gonna be fine. Ja, 100%. So ons weet nog nie hoe deel is daarmee nie, want ons deel nog eintlik baie goed daarmee nie. Wel, We'll get there. die feit dat julle dit acknowledge, dink ek is altyd die eerste stap. 100%. Ek dink ons het nog nie 'n public comment gekry wat uitkomment was nie. Maar daar is 2 goed wat uit dit uitkom. Een, ek wil die vraag graag vir julle stel om te vra hoekom het julle dit nie in Afrikaans gedoen nie. Maar voordat ek julle kans gee om met 'n antwoord, wil ek net eers sê die rede hoekom ek dit vra is want ek en Alnike het van die begin af besluit daar is vir ons baie podcasts wat praat oor die tipe goed waaroor ons praat. Soos ek het toe ek op skool was al op universiteit verskriklik baie goed geluister oor byvoorbeeld een van my gunsteling episodes, ek sê dit altyd, wel 2 van hulle nou. Die een was oor free will en die ander ene was oor Carl Jung se psychology. Dit is my 2 gunsteling episodes. En ek het van jongs af al soos episode of nie van jongs af nie, maar van ten minste universiteit af al geluister na hierdie tipe gesprekke, maar alles in Engels. En dit was vir ons 'n groot ding om dit in Afrikaans te wil doen in ons eie taal en dit half daarop uit te sit. Ek Disclaimer, van ons episodes is Engels, want die mense kan nie die mense wie ons nooi kan nie Afrikaans praat. Ag, en dis lekker, gelukkig kan ons 2 tale praat, so dis baie lekker. Maar ek wonder maar net, is dit iets waaroor julle gedink het? Is dit iets wat julle mind gecross het en wat was die besluit? Hoekom het julle besluit om wel dit in Engels te doen? Ek dink, dit was eintlik, ek dink ons het daai gesprek gehad noodwendig so direk nie. Ons wou 'n larger audience bereik en ons het geen barriers gehad tussen dit nie en dit was eintlik hoekom ons besluit het om Engels te praat. Ons albei soos hy het gewerk in Engels, ek is graad in Engels, soos ons is baie tweetalig, so dit het net gemaklik gevoel. Maar jy sal hoor elke nou en dan kom die huistaal so deur. Nee, toe maar ek sien gereeld comments op ander goed wat ek doen wat die comment is net 'n klomp erre vir my roes wat so lekker vloei. My Afrikaanse erres. Dit was 'n groot gesprek nie. Ek weet nie of jy 'n antwoord het. Ek dink ons albei se communities is baie Engels. Ja, dit was Laurie het ook ons was albei toe ons ontmoet het, was ons saam in die Engels skool gewees actually. En Laurie was tot in graad 10 basically in 'n Engels skool. En my soos familie is ook baie Engels, baie Afrikaans. So ek dink ons albei se communities op die stadium soos buite universiteit, buite soos die bubble waarin ons groot geword het, is baie Engels. So ek dink dit is ook ons het net besef soos ons gaan 'n larger audience kry en dit is en soos bereik. Dis nie dat ons 'n groot audience wil hê nie, maar ons wil obviously soveel as moontlik soos 'n value add in klomp mense se lewens. En the beauty of it is Afrikaanse mense verstaan Engels, maar Engelse mense verstaan nie Afrikaans nie. En so dit was maar ek dink dit was kind of soos ons goal daarmee, veral oor dit soos business focused is, dink ek soos die besigheidswêreld is baie in Engels en obviously ons is nie baie business focused nie, dis very girly pop in between. Maar soos die besigheid deel is obviously belangrik. So ja. Ek hoor jy sê soos daar was half 'n oomblik gewees waar jy nou gesê dit gaan nie oor om die reach te hê nie en dit is 100% so, maar ek vang myself soveel keer om te sê soos ek sê nog steeds ek kry op hierdie stadium meer waarde uit die podcast uit as wat ek dink ek gee vir ander mense. Maar vir julle wat 'n besigheidspodcast het, soos not the hell sal ek verskoning vra vir die feit dat julle dit in Engels doen nie, want die reach is soveel groter. Julle hele goal is om
soos dit nie halfhartig te doen nie en te go for it. So, well done. Dink is goed. Nee, Ek en ek wonder, dink soos daar's niks teen, ekskuus, ek is so jammer. nee, Ek het niks teen 'n Afrikaanse podcast nie. Ek dink is net soos dis dit was ons skaal. Ja. Ja, Ja. dis nie dat ons Kind. teen Afrikaans is. nee, natuurlik nie. Ek Dis, verkyk het, weet jy wat, bring my presies by my volgende punt. Want Ja. ek is so half hartseer, ek wil nie sê hartseer nie, maar dit maak my half eintlik ongelukkig, die feit dat mens daai disclaimer moet insit, dat, weet jy wat, ek is nie teen Ja. Afrikaans nie, want dit het so recently, en hier is nie 'n politieke podcast nie, maar dit Ja. het so recently 'n ding geword van, as ek nie vir iets is nie, of nie net dit doen op een manier nie, dan moet ek Ja. verduidelik hoekom ek dit nie op 'n ander manier doen nie. Ja. En die feit dat julle dit in Engels doen, Sorry, het sy eie redes, dit het niks teen Afrikaanse mense nie. Nee. Maar ek wonder of, soos, is dit iets wat julle optel in julle eie groepe? Nie eers soos, ek praat nie van die podcast nie, dit miskien ook, Ja. maar ek dink Alnike tel dit ook dalk in van haar eie groepe op, wat mens moet verduidelik hoekom jy 'n sekere standpunt inneem, en hoe dit outomaties aanneem, dat jy teen 'n ander groep is. Dis hierdie hele Ja. anti-iets movement, wat my so ongelukkig maak. Ja. Ek moet sê ek dink obviously jy gaan altyd mense in jou lewe hê wat jy voel jy moet bietjie soos psigies trap om hulle, verstaan soos mooi loop om hulle, maar met die mense is my vriendekring direk en sy's deel van my vriendekring, maar as direk vriendekring is redelik soos groot wêreldmense wat soos ek en jy kan 'n gesprek hê en ons kan stry daaroor en nie saamstem nie en dis okay, ek's lief vir jou en ek's lief vir wie jy is, maar ons hoef nie oor alles saam te stem in die lewe nie. Want ek weet soos my man is mal oor dit om mense onder sy vlerk in te neem wat soos regtig van die hoeke van die aarde af saamkom wat so verskillend is. En dit is so mooi om met daai mense te kan connect en lief te kan wees. Al stem mense nie saam oor goed nie, want ek dink jy dink jy maak jou wêreld so klein as jy dit nie doen nie. So nee, ek voel nie, ek weet nie, ja, ons groepe is redelik groot. Dit is wêreldwyd groot, né? Ja, en ek dink jy definitief meer Afrikaanse mense in jou Baie meer, groepe. ja. Ek is in Johannesburg, my wêreld is baie Engels. My vriendekring is baie Engels nog altyd. So ek dink definitief, of soos aan my kant nie regtig nie. Ek dink tog soos die cancel culture op die oomblik is net horrible in enige way, shape en vorm vir enigiets, vir Afrikaans, vir Engels, vir ek gaan nou nie enigiets sê wat soos Dis nie exactly. Die feit dat jy jouself daarso moet gou restrict is exactly die So punt. versigtig, mens moet so versigtig wees. Dis so sleg, maar mens moet so versigtig wees vir wat jy sê en wat jy nie sê nie. En dis baie moeilik. Veral want ons sit onsself op sulke publieke, soos we're putting ourselves out there, fully in the public eye, en jy maak jouself oop vir soveel kritiek, so mens moet tog versigtig wees vir wat jy sê, en ek stem daarmee saam, tot 'n mate. Ek dink op die oomblik is dit net baie dramaties, en almal moet net bietjie rustig raak. Ek het nou altyd 'n episode gedoen oor ons vorige verhoudings. Anyway, oor verhoudings, laat ek sê, dis 'n baie general tip wat ons oor gepraat het, maar anyway, Yes. dis nou wat ek wil sê. En ek het toe besef, ek en sy albei soos 8 in die agterkop, het hierdie ding van soos pas op wat jy sê want dit kan uit konteks uitgehaal word. Yes. En ek bedoel so stupid, dis soos toe ek 16 was, 'n verhouding toe ek 16 jaar oud was en soos die ou gee probably nie eens meer om oor my nie en ek nie oor hom nie. Maar ons is soos versigtig want dalk sê hierdie persoon vir hierdie persoon besef vir daai persoon verstaan. En dan sit die hele ding. En Ja. hele ding. Meanwhile is dit nie, maar ja, ek dink veral as 'n mens want jy wil jouself ook nie toemaak vir enige geleenthede in die toekoms nie. Ja. So ja, moet jy ook nou maar mooi praat. Dis En so mens weet nie moeilike waar mens gaan opeindig in die toekoms nie. Dis die Mense is ding, nog so ja. jonk. Ja. En soos wat jy sê, dis so maklik dat enigiemand iets uit konteks uitvat want hulle het nie die hele storie nie. As ek vir jou die konteks moet gee, dan gaan die podcast 4 ure lank wees. So ek kan nie vir jou konteks gee vir elke dingetjie wat ek sê nie. So mens moet net so versigtig wees. Dis ware werk. Maar Dit is. Ek dink wel soos, en ek is self baie conflicted oor dit. Want aan die een kant, ons het onlangs 'n podcast gehad met Sarah Gaan, wat sy is die direkteur van die Free Speech Union van Suid-Afrika. En sy het so vuur en vlam in haar hart oor net hoe belangrik dit is om jou vryheid van spraak te gebruik. En as jy agter iets kan staan en jy kan dit verduidelik, staan by dit. Maak nie saak of mense teen kant teen jou gee nie.
En dit maak my altyd as ek hoor mense so erg oor vryheid van spraak kan maak, is sommer my hart ook warm, want dit is so belangrik. Ja. En daar is net nie 'n lyn van waar jy regtig, of die lyn is baie moeilik om te trek by waar dit stop en waar dit begin. Yes. Maar ek wonder, soos julle sê nou dat dit, obviously, ek en Alneke dit ook. Ek het onlangs het ek iets gesê oor, toe maar, kom ek herhaal dit maar nie. Het ek iets gesê en toe is ek baie spyt direk daarna dat ek dit hardop gesê het. Dit was nou amper weer 'n keer. Maar ja, is dit iets wat julle dink 'n mens eerder 'n kans op moet vat of bly mens maar eerder bietjie binne die lyne? En sorry, hier is 'n tweefold question. Ja. Die tweede een is eintlik vir my meer belangrik en dit gaan oor soos narratief eintlik, want vir my, ek besef gereeld, especially wanneer 'n vriendin vir my 'n boodskap stuur en sê, hoorie, ek het jou podcast geluister, verduidelik vir my hierdie want ek verstaan nie wat hier aangaan nie, of hoorie, julle het gepraat oor verhoudings tussen mans en vrouens en ek verstaan nie, hoekom sê jy dat mans op en kan toe date? Dan voel ek so responsible vir hoe mense dink. Ek voel so verantwoordelik vir die narratief nie narratief nie, maar die message wat ek en Alneke daar buite sit. Ja, die boodskap en ek kan obviously staan by wat ek sê en ek is trots op wat ons gesê het. Maar ek voel ewe skielik so verantwoordelik wanneer mense luister na wat jy sê. Ja. Voel julle daai sense van verantwoordelikheid, sit dit 'n bietjie pressure op julle of deel julle maklik met so iets? Sorry. Ek dink ons altyd sorry. Ek dink ons altyd is random. Maar ons is altyd ouer sissies. So ek dink soos daai verantwoordelikheid het ons nog altyd vandat ons soos baie klein is. Is ons altyd gesê jy stel die voorbeeld. So ek dink dis regtig nie iets waaroor ons soos die hele tyd dink nie. Nee. Ek dink tog ons altyd besef soos die target market wat ons het is obviously soos business owners of jong mense wat hulle creative passions wil volg en dit speel definitief in dit in want ons besef soos die verantwoordelikheid wat ons het is moenie iets sê wat actually hulle soos van die wal af in die slit en al. Exactly, dis wat ek wou sê, ek kon dit nie onthou nie. Maar so dit definitief. Ek dink dis waar ons voel soos ons is verantwoordelik, moenie iets sê wat verskriklik is nie of moenie soos risk. Ons is obviously ons hele podcast gaan oor risk. Maar soos calculated risk as ek dit so kan stel. So dis waar dit definitief ons inkom, maar ons ook baie keer want ons edit obviously, so ons edit enigiets uit wat ons dan besef, okay, ek moes nie dit gesê het nie, ek gaan dit uithaal en myself beskerm en almal anders wat dit moet luister. Ek dink jou eerste deel van die vraag was is daar ooit iets wat jy weet moet ek mense kans vat? Ek dink ek en Nelson baie graag op 'n punt wil kom. Ons is net nog so besig in die bouproses van ons podcast en ons reputation, online reputation. Dat die mense nog 'n bietjie sag trap, maar daar is mense wat ek in die industrie so respekteer wat regtig soos hulle sê goed soos dit is en dis wat hulle by staan. Verstaan nie of jy daarvan hou of nie. Jou besluit of jy luister nie. En ek dink ons wil graag eendag daar wil kom waar ons gemaklik genoeg voel om seker goed die risk op te vat en te sê dis ons voel daaroor. Verstaan of jy nou daarvan hou of nie, soos dis hoe ons voel daaroor en dis ons opinie, dis hoekom ons so voel. Ek dink dit is net nog nie daar nie. Ek dink ons kom stadig maar seker. Van die eerste episode was ons baie soos bang en skrikkerig oor wat sê jy nie, wat edit ons uit. Nou is ons raak definitief gemakliker en rustiger, maar ek dink dis 'n journey wat jy kan opbou en daai confidence. En dit help want haar opinie en my opinie verskil ook baie keer. So jy kan kind of mekaar soos stry op dit en albei kante vir mense verduidelik. Jy weet en dan kan mense half hulle besluit maak. Maar daai verantwoordelikheid ding, ons voel definitief verantwoordelik vir mense wat luister. Ek is nou eendag in 'n gesprek met iemand wat ek weet ons podcast luister en sy werkte van die huis af en sy soos chat met my oor die struggle daarvan en ek soos shit, ek praat so maklik op 'n podcast oor hierdie topik. Nou is ek in die regte lewe gesprek. Nou moet ek jy kan value soos gaan sit op my bank laat ek met jou chat. So ek wil vir jou my hart deel. Want ek voel skielik so verantwoordelik omdat ons maklik daar praat voor 'n kamera. Verstaan, as dit regte lewe kom is dit heeltemal iets anders. En nou moet jy mooi trap want jy kan ook nie
Jy wil nie teenstel dat al geluister het van ons nie. Exactly. Maar dis ook dis daai spesifieke soos ouer sussie vibe wat ons probeer create in die podcast. So dan as iemand met my praat buite die podcast wat ek weer die podcast luister en vir my advies vra, dan voel ek asof ek vir die beste antwoord moontlik moet gee want Ja, ek moet weet waarvan ek praat want jy luister. So ons eintlik glad nie weet waarvan ons praat altyd nie. ons probeer ons bes. Ja, ons leer. So, Ja. so nou dat julle sê julle probeer die ouers sussie, ek het 'n vraag oor hoe julle dan hoe kan ek hierdie mooi vrys? Okay, so julle podcast gaan oor small business owners wat probeer sukses maak van hulle besigheid. En obviously vir julle om daai knowledge oor te dra, moet julle knowledge hê van dit. Ja. En ook soos wat die tyd aangaan, raak hierdie, kom ons sê, daar's 50 small business owners wat na julle podcast luister en oor 2 jaar luister hulle nog steeds. Maar dan kan nie heeltyd na dieselfde like entry level knowledge luister nie. So hoe ek byvoorbeeld en ek seker aanlees dieselfde, maar ek's 'n baie groot voorstander van leer. Ek gaan uit my pad uit om elke dag iets nuuts te leer. So hoe doen julle dit? Hoe increase julle knowledge wat julle kan oordra aan julle audience? Dis 'n fantastiese vraag. Dit is 'n fantastiese vraag. So ek dink soos wat ons het basically ons besighede begin, right? Laurie het haar besigheid voor myne begin, so 'n paar maande, seker so 'n jaar voor myne begin. En toe begin ek my besigheid en toe begin ons die podcast daarna. So basically hoe ons het fokus op die soos hoe ons het nou fokus is ons season 1 was basically introductions, wat wil ons bou, it was very goal driven, wat probeer ons achieve met die podcast. En ons season 2 was toe nou oor soos the season of becoming, so dis die bou deel. Ja, waar ons nou is. Waar ons nou is. Besigheidjie, ja. Exactly. So ek dink the beauty of it is soos wat ons meer leer in ons besighede en hoe ons is geface word met verskillende issues en probleme, is ons besig om dit te probeer kommunikeer aan die podcast of aan die audience. So dit is, ek dink, dit help ons ook, want dit is soos, ons kan basically praat oor wat gebeur in ons lewens op die oomblik. En soos wat ons besighede groei die podcast. En dis regtig, soos ek dink dit add baie value. Ek kan sê as die eerste mense, en dan sê dit 100,000 keer op die podcast, is soos ons weet regtig nie alles nie, en dit is eintlik nog net chaos soos in ons lewe, en ons figure dit uit. En ons is baie oop en eerlik daaroor, want ek dink dit is baie belangrik vir mense om 'n rou, soos regtig 'n rou te sien. Maar dan ek en nou in ons privaat lewe praat baie met mense wat in besigheid is, wat soos vooruit te gaan, wat suksese gemaak het. Ons love dit om gesprekke met ander mense te hê. So ek dink dit help ons ook in ons persoonlike besigheid om daai kennis te groei en te sien hierdie het gewerk, hierdie het nie gewerk, ons volg ander besighede baie na en die eienaars en so. Ja. So dit help ook dat jy nou maar amper vooruit kan gaan en jy weet advies gee. Exactly. So groei, ja. En ek dink vandat ons jonger is, ek meen as ons terugdink na toe ons op skool was, het ons baie soos besighede gevolg, eienaars gevolg. Ons het baie daaroor gechat elke nou en dan van soos hoe doen sy hierdie en hoe doen sy daai en hoe het sy hierdie bemarking gedoen en net hierdie launch gegaan. Selfs al is ons nie deel van hulle besighede nie. Dis net vir ons interessant geweest. So ek dink dis nog altyd vir ons se interest en selfs nou nog, soos ek het verskriklik passie vir besighede bou. En ek dink soos wat jy sê, the beauty of it is ons het ons eie mentors en dan wil ons kan mentor vir ander onder ons. So ek dink dis net belangrik om soos daai community te bou vir wat jou kan help, maar wat jy ook kan help. En ek dink jy leer ook so baie, soos as jy 'n mentor is vir iemand, jy leer by hulle ook net soveel soos wat hulle by jou leer. So Julle het genoem nou dat julle nie op dieselfde tyd julle besighede begin het nie. So my follow-up question is bietjie weg van julle podcast af, maar bietjie meer na julle persoonlike deel toe. So ek en Anlo het ook hierdie en ons is nogal geneig om dit in ons podcast in te bring. Ek weet nie of Anlo kan agree nie, maar ek doen at least. So ek en Anlo selfe ouderdom, maar ons is op 2 verskillende like totally different wêrelde as dit kom by die phases wat ons is
in ons persoonlike lewe. Mm. Hoe hanteer julle dit en hoe hoe adapt julle as dit kom by julle gesamentlike podcast, julle ek wil amper sê julle besigheid saam. Ja, En vriendskap. En vriendskap, ja. Daar is ook belangrik want mense is nogal geneig om Ja, vriende te yes. verloor. Ja, nee, 100%. ons is ook op wildly verskillende plekke in ons persoonlike lewe. Yes. Ek is getroud, gesettel, het 'n besigheid wat ek run wat redelik soos ek het dit oorgekip by iemand, so dit was iets wat al bestaan het, verstaan die besigheid was verder as wat mense van die grond af bou. Ek het 'n man wat geld maak en 'n stabiele inkomste inbring. Danel het nog dit nie. Maar ek dink omdat ons pelle is al van letterlik ons is 7, 8 ons ontmoet het. Yes. Ons het regtig deur lewe gegaan en mekaar deur al daai verskillende fases gesien. Ek dink dit help die vriendskap deel want ons is nie jaloers of weet op mekaar of soos Dis nie kompetisie daar's nie kompetisie nie, Yes. soos ons ondersteun mekaar 100% waar ons is. Maar ja, ek weet nie Ja, ek dink soos eintlik van skool af, want ons het die laaste paar jaar van hoërskool was ons saam gewees in soos in dieselfde skool in dieselfde wêreld. En basically na dit het ons wêrelde net baie anders geword. Sy het Potch geswaat, ek het Pretoria Tuks geswaat. En toe ek begin werk, toe swat sy nog. ja, wat ek maar. So toe's ek weer in 'n hele ander wêreld, super corporate, het nie tyd vir enigiets in die hele lewe nie. En ek meen Lori het net elke soos 4de naweek huis toe gekom en dan ry ek Pretoria toe om vir Lori te gaan sien. Ja. En so ek dink en toe van toe af toe trou sy en toe kry sy haar huisie saam met haar man en alles super dik. En waar ek is very much nog soos in my 20s figuring life out. En dis altyd so funny want soos ek voel altyd stupid om met Lori te praat oor verhoudings en stuff en dan ek soos okay, ek weet jy het soos jou match kry maar I know the luister feeling. net gou met die stuff waarmee ek deel. Ja. So nee, ek dink ons is nog altyd baie in ander fases soos Ja. van ons lewens persoonlik gewees. En selfs nou is ek bou 'n besigheid van Scratch af. scratch af van niks af nie. Ja. En ons wêrelde is ook so anders want my besigheid is very corporate driven en Lori's besigheid is very soos personal touch and product driven, myne is service driven. En dan weer eens het Lori 'n besigheid oorgekoop wat klaar bestaan het en klaar soos following base gehad het tot mate, you know. So dis ander wêrelde, maar die beauty of it is ek dink soos ons vriendskap soos wat jy sê Ja. was nog nooit competitive of judgmental nie, is altyd soos 'n safe space gewees. Vir my en vir haar, so ek praat nou namens ons altyd ek hoop so Lori. Maar ja, so ek dink dit is so lekker ook om soos hierdie podcast saam te of running with sisters saam te kon begin en soos ons albei se perspektiewe kan deel en ook soos daai koneksiepunt hê van ons lewens is crazy en ons lewens is baie anders en ons het soos ons bly in verskillende stede, ons doen verskillende goeders elke dag. Ons meng met baie verskillende mense en dan het ons daai soos koneksiepunt waar ons net by mekaar kan kom en hierdie is ons klein wêreldjie saam, which is very special. Dit is so. Dis maar gesê. Jy's like ja, baie sorry. Ek dink dis 'n beautiful manier om daarmee te deel. En ek leer ook uit my eie lewe uit, soos al is ek en Alnike in verskillende fases, leer mens so baie oor jouself en oor mekaar en oor die lewe, juist deur die feit dat mense verskillende fases is. Ja. Maar dit klink vir my of julle dit baie gebalanseerd hanteer en of julle regtig opreg probeer om julle audience en julle base mee te deel, wat julle ook leer uit die lewe uit. Ons vra gewoonlik ons vorige gas om 'n vraag te los. So ons gebruik in ons podcast, ek's baie bereid om dit te erken, gebruik in ons podcast lekker AI. Waar ook al hy vir my kan help altyd. Ja. Hoe voel julle oor soos om dit te gebruik? Want ek weet partykeer dan vang dit my nog steeds, weet jy wat, verloor ek bietjie van my kreatiwiteit of is ek besig om bietjie van myself weg, soos nie so authentically te wees nie. Hoe voel julle oor die uitdagings en die geleenthede wat kunsmatige intelligensie essentially vir mens gee en gebruik julle dit self? Ek sal daarin afbegin.
Ek was baie in die heel begin baie so skepties oor dit. My jonger sussie het letterlik dit omtrent geswat nou. En ek dink toe sy dit vir my verduidelik en soos eintlik die power of it, toe ek die vrees baie vinnig verdwyn. En nou ook, soos in my alledaagse lewe, my besigheid, my persoonlike lewe, ons podcast ook, soos gebruik ons dit as 'n hulpmiddel om goed te doen of jy weet goed te redeneer, resources te kry, maak saak wat nie. En dis eintlik ek voel is amazing. Dit maak 'n mens se wêreld so oop as dit verantwoordelik gebruik word natuurlik. Verstaan natuurlik is soos ek dink as 'n mens toelaat dat jy glad nie meer lees, jy glad nie meer navors nie, glad nie meer enigiets self doen nie, dan 100% gaan dit jou so limit en jou kennis, maar as 'n mens verantwoordelik daarmee is, dan dink ek is eintlik fyn. Yes. Teen dat dit goed. Ja, nee, definitief. En ek dink ook soos waar ons dit gebruik is ons hou van daai ekstra, soos ons het al ons praatpunte, ons het alles al die topics waaroor ons wil praat en dan soos net soos mag gee ons jou soos watse punte kan het ons nie nou oor gedink nie wat maybe kan value add aan ons aan ons luisteraars. Stryd teen die punt wat ons het daaroor dat ons net kan soos dan bounce jy dit af van 'n ander opinie af. Exactly. En dis daai ekstra inligting wat ons kan inbring, is daai extra value wat ons kan weer kan add aan iemand anders. So ek dink soos ons is versigtig daarvoor dat dit oorneem en dat soos ons nie meer kan kreatief wees of ons self kan dink nie 100% veral met die podcast, want dit is tog vir ons so lekker soos creative outlet. Maar ons gebruik dit definitief om dit te probeer improve en soos beter te wees as wat ons klaar is. En ek dink soos as jy dit so gebruik, dan leer jy ook baie uit dit uit. Soos wat jy sê, is ons probeer dit meer as 'n hulpmiddel gebruik as wat dit soos ons soos die author is van die podcast, you know. Maar dit adds soveel value, dit maak die lewe so maklik, honestly. So ek dink soos mense moet dit tog gebruik, veral as jy weet vir wat jy dit gebruik, as jy dit gebruik in to-do lists of vir goedjies wat kan value add wat net maklik is. Definitief. Maar 'n paar lekker moenie tyd. jouself stupid maak nie. Doen. Ja, moenie jouself stupid maak nie, though. Soos moenie jouself dom maak nie. Ek dink dis die groot ding. Ja. Waar kan mense meer uitvind van julle besighede, julle podcasts? Jessie, enige plek eintlik. Instagram. Instagram is 'n hoofbemarkingsplatform. Ja, Instagram en dan ons podcast was gestream op Spotify, Apple Podcasts. En YouTube natuurlik. So die video deel is obviously op YouTube wat lekker is. En dan die audio Spotify, Apple Podcasts. Daar's 'n paar kleiner podcast streaming platforms ook. En dan van ons besighede is dit ook Instagram. so NVW is Instagram en myne Signature Avenue is net LinkedIn. Focus want is corporate focused. So ja. Awesome. Dankie julle dat julle ons gejoin het vandag en ja, as jy like wat jy hoor, subscribe en maak rumoer.